Ja, goeienaand. Ek wil maar net seker maak dat julle almal my duidelik kan hoor. Ek hoop ek het alles reg opgestel. As 'n mens so 'n lang tyd nie met Zoom gewerk het nie, dan moet jy maar net weer seker maak. Ek wil net vra, hoor julle my almal goed? Gerard, miskien kan jy net vir my sê alles is reg. Vir iemand wat dalk net vir my 'n aanduiding kan gee. Dominee, ons hoor, Dominee, alles is reg. Goed, baie dankie. Ek waardeer dit. Ek wil dadelik wegspring deur te vra dat ons sal saam bid. Ons Vader wat in die hemel is aan die begin van hierdie nuwe jaar, kom ons as gelowiges wat vanuit u woord uit wil lewe na u toe, en ons bid dat u deur u Heilige Gees ons sal lei. U het immers van die begin af u woord laat neerskryf deur u Heilige Gees. Die Heilige Gees het ook iemand soos die apostel Paulus gebruik, en hy het vir ons hierdie brief aan die Korintiërs geskryf, en u het dit beskik dat ons hom nou kan lees. Ons glo dat dit wat u vir hulle geskryf het destyds het steeds vir ons groot waarde en het vir ons betekenis, en daarom bid ons dat u ons sal help om dit ook toe te pas op ons eie lewe. En ons bid dan nou vir die leiding van die Gees, en dis 'n hoofstuk wat baie mense oor gedink het, en baie Christene al oor geskryf het, en waaroor daar ook verskil van mening is. Gee dat ons met die nodige nederigheid na hierdie gedeelte sal kom, en ons bid dit in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou goed julle, ek wil dadelik wegspring deur te sê, soos wat ek ook gedoen het nou in my gebed, dat ek nie daarop wil aanspraak maak dat ek die laaste woord oor hierdie gedeelte sê nie. Dis 'n baie bekende gedeelte, dis 'n gedeelte, en ek het die hoofstuk in 2 verdeel vir vanaand op die ou einde van die dag. Ek dink nie ons gaan die deel oor die nagmaal gedoen kry nie. Baie van die kerklike vergaderings, ook in die gereformeerde kerk, hy die laaste tyd besin oor 1 Korintiërs hoofstuk 11, en dit het maar meestal gegaan oor die plek van die vrou in die kerk. Ek het na 'n hele paar kommentare gekyk, en my algemene gewaarwording vandag was, en ek het gedink spesifiek aan eksegese, toe hulle op 'n stadium die 2 stelle eksegese by 'n synode vir ons gewys het. Is daar persone wat vir hierdie een stel eksegese baie sterk kies, en natuurlik weer ander mense wat vir die ander stel kies, maar ek praat nou spesifiek van die wat baie pro die vrou in die amp is. En as ek nou so vandag nou gelees het, dan sien ek nie werklik in die res van die denke in die wêreld oor 1 Korintiërs 11, dan sien ek nie hierdie gedagtes nie. Ek sien nie hierdie gedagte van dat vroue in die kerk van die Here die leidinggewende rol moet vervul nie. En ek dink julle sal dit ook hoor, ek het op die ou ende gegaan en die goed neergeskryf, dat ons dit ook het, en dat ek het later vir julle na die Bybelstudie ook kan stuur, dan kan julle bietjie daarna kyk. Ek sê daarmee nie dat vroue in die kerk van die Here minderwaardig is nie. Inteendeel, ek dink hierdie gedeelte sê juist dat die vrou in die kerk van die Here belangrik is, en dat ons moet verstaan wat haar plek is, en dat sy 'n belangrike rol het om te speel. En ek dink as ons oor die hoofstuk praat, gaan julle dit ook hoor. Ek maak nie daarop aanspraak dat ek meer kundig is as enige iemand anders nie. Ek het maar net my bes probeer om te gaan kyk wat sê die Here hier in 1 Korintiërs 11 vir ons, en
Bo alles het ek ook die verantwoordelikheid as die predikant van die gemeente om te sê, watter leiding gee ek vanuit die woord van die Here? As ons by hierdie punt praat oor wat is die plek van die man en van die vrou in die kerk van die Here en in die samelewing. Nou, kom ons lees dit saam. Ek gebruik, maar vir alle praktiese doeleindes 'n bietjie nog die 2020 vertaling, maar ek gebruik maar al die Afrikaanse vertalings. Ons lees dan nou die Afrikaanse vertaling van 1 Korintiërs 11. Paulus begin met volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Ek prys julle, omdat julle altyd aan my dink, en omdat julle vashou aan die tradisies, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê, julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. Die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat met 'n bedekking op sy kop bid of profeteer, doen sy hoof oneer aan. En elke vrou wat met 'n onbedekte kop bid of profeteer, doen haar hoof oneer aan. Want dit is presies dieselfde asof haar kop geskeer is. Want as 'n vrou nie haar kop bedek nie, moet sy ook maar haar hare kort afsny. As dit vir haar 'n skande is om haar hare kort te sny of haar kop kaal te skeer, moet sy haar kop bedek. 'n Man behoort nie sy kop te bedek nie, omdat hy die beeld en sieraad van God is, terwyl die vrou die sieraad van die man is. Want die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man. En die man is nie terwille van die vrou geskep nie, maar die vrou terwille van die man. Daarom moet die vrou terwille van die engele 'n teken van gesag op haar kop hê. Nogtans bestaan 'n vrou nie apart van 'n man nie, en 'n man nie apart van 'n vrou nie. In die Here, want soos die vrou daar is uit die man, so ook is die man daar deur die vrou. Maar alle dinge kom van God. Oordeel julle self onder mekaar. Is dit gepas vir 'n vrou om met 'n onbedekte kop te bid, tot God te bid? Leer juis die natuurlike orde julle nie, dat as 'n man sy hare lank dra, dit vir hom 'n oneer is, maar as 'n vrou haar hare lank dra, dit vir haar 'n eer is nie. Want lang hare is vir haar as 'n bedekking gegee. As iemand egter twisgierig wil wees, ons het nie so 'n gewoonte nie, en die ander gemeentes van God ook nie. Nou, ek het maar gedink, ons gaan vanaand net tot hier, ek sal nie verder kom as dit nie, ek kan nie dit sien nie. As ons dan, ek gaan nou vir u die stuk wys, wat ek later ook vir u beskikbaar kan stel. So die apostel Paulus begin, en julle sou gesien het, as julle kyk in julle Bybel, dan sal julle sien die deel, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg, word eintlik gereken by hoofstuk 10. En hy staan bokant die opskrif wat die vertalers ingesit het, en die opskrif wat die vertalers ingesit het in die 2020 vertaling is optrede in die erediens. So, daar is, en ek sê dit ook hier, nie altyd duidelikheid, onthou nou die hoofstuk indelings, die Bybel is nie so geskryf aanvanklik nie, en dit is nie deel van die oorspronklike teks van die Bybel nie. Dis is baie later gedoen, en iemand het maar 'n besluit geneem, dat hierdie gedeelte, hoofstuk 11 moet begin met hierdie vers, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg.
So nou is daar 'n debat aan, die gang bedoel die apostel Paulus daarmee in aansluiting by die vorige gedeelte volg my voorbeeld, hy maak nie, hy misbruik nie sy Christelike vryheid nie, of bedoel hy dit in aansluiting by die res van hoofstuk 11, wees soos wat ek is, liefdevol en nederig in my verhouding met ander mense, bedoel hy dit nou na watter kant toe? Nou, oor die algemeen wil dit toch lyk, daar word gereken dat dit hoort eintlik by hoofstuk 10 en nie by hoofstuk 11 nie, net soos wat die vertalers dit dan ook hier gedoen het. Ek dink wat nogal vir my belangrik is, en ek het dit hier geskryf en ek sal dit vir julle ook kan stuur, is dat dit bly merkwaardig in die tyd waarin ons lewe, dat Paulus sê volg my voorbeeld, want oor die algemeen sê mense dit nie vandag nie. Mense sê nie volg my voorbeeld nie. Nou daar is, dit mag wees dat hulle probeer daarmee voorgee dat hulle baie nederig is, maar ons weet dat daar is maar baie min mense wat kan sê volg my voorbeeld. Nou Paulus kom nie uit 'n hoogmoedige plek uit as hy sê volg my voorbeeld nie. Dis nie dat hy baie van homself dink nie, maar Paulus volg die voorbeeld van Christus. En hy sê dit ook hier, en daarom kan hy met vrymoedigheid vir die Korintiërs sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Dis 'n manier waarop Paulus nogal graag gepraat het, hy het dit ook byvoorbeeld gebruik in sy brief aan Timotheus, in 1 Timotheus 4 vers 12 sê hy, wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, moedig hy Timotheus aan, in woord, gedrag, liefde, gees, geloof, ensovoorts. So, die vraag wat hierdie vers ons mee konfronteer is ons waardige voorbeelde van Christus in hierdie wêreld, en kan ons vir mense sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En dit behoort uit die hart van die saak so te wees. Nou, vers 2 tot 3 lees as volgende, ek herhaal weer die verse. Ek prys julle, omdat julle altyd aan my dink, en omdat julle vashou aan die tradisie soos ek dit aan julle oorgelewer het. Paulus is hier weer eens 'n bietjie sarkasties met die Korintiërs, want hulle het nie altyd aan Paulus gedink nie, en hulle was nie positief oor Paulus gewees nie. Ons het dit alreeds bepaal uit die voorafgaande gedeelte. So hy wil hulle eintlik ook daarmee daarop wys dat hulle behoort aan hom te dink. Alhoewel hulle dit nie doen nie, omdat julle altyd aan my dink, en omdat julle vashou aan die tradisies. En dit het hulle ook nie gedoen nie. En met tradisie, as die meeste mense vandag die woord tradisie sien, is hulle negatief daaroor. Tradisie is vir mense iets wat oudmodies is, iets wat hulle niks van wil weet nie, iets wat hulle eintlik afskrik. As hulle dit verbind aan hulle godsdienst en aan die Christelike kerk, dan kry hulle die idee van, dis 'n klomp uitgediende reëls wat op mense afgedwing word, wat niemand eintlik meer verstaan, hoekom hulle dit moet onderhou nie. So, in Afrikaans sou ek sê, die woord tradisie, 'n bietjie 'n negatiewe betekenis beginne kry, veral die laaste tyd. En ek kan net sien hoe dat mense wat pro die vrou in die amp is, sal sê, maar jy weet, dit is ook maar deel van die ou tradisie wat mans se posisie in die kerk eintlik beklemtoon het. Maar wat Paulus hier bedoel met tradisie is hy bedoel dit wat geleer is van die apostels en wat die apostels geleer het by die Here Jesus Christus. In ander woorde, dit is dinge wat ons wil doen en moet doen, want dis wat Christus vir ons gesê het, dis nie tradisies wat kan verouderd raak of wat kan verval nie.
So, daai woord hier het 'n bepaalde betekenis. En nou moet jy besop vir jou persepsie as 'n Afrikaans sprekende, as dit kom by die woord tradisie, dat jy dit nie hier indra nie. Hy wil eintlik vir hulle sê, ek het julle reg geleer, maar julle het vergeet wat ek julle geleer het, maar hy sê dit op 'n sarkastiese manier, want ons weet, uit die voorafgaande gedeelte, hulle het nie gehou by wat Paulus aan hulle geleer het nie. En dan gaan hy verder en hy sê in vers 3, maar ek wil hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. Die woord hoof is 'n belangrike woord in hierdie hoofstuk, en nou dis interessant dat jy sal sien, hy word afgewissel in die 2020 vertaling ook met die woord kop. Nou, oor die algemeen het die ouer mense nie sommer gepraat van kop nie, maar eerder die woord hoof gebruik. So, sommige beskou die woord hoof hier as dood eenvoudig die Griekse woord om te sê die bron. Christus is die begin. Christus is die bron. Maar ek dink dit is nie al wat die woord hier sê nie. Hierdie woord sê ook dat hy het gesag. Daar is 'n inherente gesag in Christus. Hy staan bo ons. Hy gee lewe aan die kerk. Hy is ons almal se hoof. Hy is die hoof van ons gemeente. Christus het gesag. Dit sê nie net. Hy is die begin. En ons as gelowiges leef uit hom nie. So nou word daar gesê, maar ek wil hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. En hier word nie byvoorbeeld gesê, ek dink baie keer hoor mense iets anders as wat hier staan. Hier word nie gesê Christus is nie die hoof van die vrou nie. Hier word net gesê Christus is die hoof van die man. Die verhouding met die vrou of na die vrou gaan Paulus 'n bietjie op 'n ander manier sê. Daar is 'n bepaalde orde. Dis die gedagte wat Paulus hier vir ons wil gee. God wil 'n ordelike kerk hê, hy wil 'n ordelike samelewing hê. As daar nie orde in die gesin is nie, as die gesin nie verstaan dat daar is 'n bepaalde orde nie, het dit 'n uitwerking op die kerk, het dit 'n uitwerking op die skool. Ons sal sê dit 'n uitwerking op die gemeenskap, op die samelewing. Nou baie van die probleme wat ons nou in die samelewing ondervind, is juis omdat mense nie meer 1 Korintiërs hoofstuk 11 lees vir wat hier staan nie. Mense probeer op allerhande maniere 1 Korintiërs 11 op 'n ander manier te verstaan, sodat die vrou voel hulle is op 'n manier onderdruk en word minder gemaak, sy moet meer gemaak word, en in die proses ontstaan daar verwarring in terme van rolle en verantwoordelikhede binne die gesin, binne die kerk, binne die samelewing. Nou, ek wil nie nou al dadelik dit verbind aan die woke beweging nie, maar jy kan maar weet dat die woke beweging is uiteindelik maar net 'n uitvloeisel daarvan. Ek sal net nou daarna verwys. Dit het eintlik al begin in 1960s of in die 1960s met die eenvoudige ding van die mini. Ja, daardie kort rokkie wat vrouens gedra het was eintlik 'n feministiese oorlogsverklaring gewees teen die huidige sisteem, en daardie huidige sisteem het die wêreld gevoel word tot 'n groot mate in stand gehou deur 'n bepaalde lees en verstaan van die skrif. So dit was deel van daardie protes teen wat hulle gedink het hoe die Bybel gelees word. Nou, is dit wat hier staan, dat Christus ook nie die hoof is van die vrou nie? Dis nie wat hier staan nie. Hier staan dood eenvoudig dat Christus is die hoof van elke man en die man van die vrou. Nou, soos wat ek het dan verstaan, is die implikasie dat Christus
is ook die hoof van die vrou. En dat man en vrou hiermee word nie gesê, hier word tog nie nommers genoem nie, syfers nie. Hier word nie gesê Christus is nommer 1, die man is nommer 2, die vrou is nommer 3 nie. Maar hier word per implikasie net gesê die man word eerste genoem en man en vrou kan langs mekaar staan met verskillende rolle, maar Christus is eintlik per implikasie die hoof van beide. Maar die man in hierdie verhouding tot Christus, gaan Christus na die man toe eerste as die verantwoordelike persoon en daarna na sy vrou toe, wat mede verantwoordelik is. So kyk mooi wat hier staan. Christus die hoof van elke man die hoof van elke vrou en God die hoof van Christus. So eintlik die heel belangrike is daardie verhouding tussen God en Christus. Nou weet ons, as ons dink aan die geloofsbelijdenis van Athanasius, dat wanneer ons praat van die Vader as die eerste persoon, die Seun as die tweede persoon, en die Heilige Gees as die derde persoon, dan bedoel ons nie daarmee, dat die Vader is belangriker as die Seun nie, en die Seun is weer belangriker as die Heilige Gees nie, want as ons doeteenvoudig met syfers werk en ons stel, dan moet jy sê, maar 3 is meer as 1. Is dit nie? Sover as wat ek wiskunde verstaan, is 3 altyd meer as 1. As jy dieselfde element gebruik, is 3 van dieselfde element waar jy net 1 van daardie element het, is dan 3 toch altyd meer as 1. So, dit hang af hoe jy daaroor redeneer. Athanasius maak dit baie duidelik, dat dis doeteenvoudig om die persone van die 3-eenheid te onderskei. Die Vader het 'n bepaalde leidinggewende rol en verantwoordelikheid ten opsigte van Christus en Christus se koms na hierdie wêreld toe. Dit was die Vader wat dit gewil het en wat sy Seun gestuur het. En net so het die man as die hoof van sy vrou 'n ander verantwoordelikheid as wat die vrou het. So, ek dink nie hier staan, want ek lees dit nie so nie, en ek wil dit ook nie so lees nie, dat dit beteken die man is meer as die vrou nie, en die vrou is minderwaardig nie. Want uit die aard van die saak, op grond van die laaste woorde wat Paulus hier gebruik, gaan dit 'n probleem skep. Want hy vat dit dadelik na die verhouding binne die 3-eenheid toe. En jy kan nie dit sê nie. Jy kan nie sê die Vader is meer as die Seun en die Vader is meer as die Heilige Gees nie. Jy kan hulle onderskei, maar jy kan tog hulle nie skei nie. Hulle is in een godheid, soos wat Athanasius het sê. So daai voorbeeld maak het vir jou baie duidelik, dat jy moet baie versigtig wees. Wanneer jy hier met 'n piramide struktuur begin, in hierdie verstaan van die man-vrou dinamika, want dan gaan jy 'n probleem ook hê in jou godsbeskouing, want dit is waarheen Paulus dit onmiddellik vat in hierdie gedeelte. So uiteindelik, in sy volle sin het hoof die idee van hoofskap en van gesag, dit kan nie daarby verbykom nie. Dit is deel van die betekenis van die woord hier in sy konteks. Dit beteken om die toepaslike verantwoordelikheid te hê om te lei en ook die ooreenstemmende aanspreeklikheid, die verantwoordelikheid. Nou, ek beskou dit as 'n baie belangrike idee, die gedagte van verantwoordelikheid. Dink die moderne mens aanvaar nie meer verantwoordelikheid nie, en dit het 'n konsep geword wat met die feit dat die mens nie meer duidelik sy doel sien nie, ook nie meer by sy verantwoordelikheid uitkom nie. So, as jy die hoof is, het jy 'n bepaalde verantwoordelikheid. Die man het 'n bepaalde verantwoordelikheid
dus teenoor sy vrou, want hy is aanspreeklik teenoor Christus, om sy rol te vervul. Christus het weer 'n rol gehad, wat hy moes vervul, soos wat hy dit van die Vader ontvang het. Dit is reg en gepas, om ons te onderwerp aan iemand wat ons hoof is. Jy het 'n verantwoordelikheid om uit te leef in daardie verhouding met jou man en ek met my vrou, maar ook in ons verhouding met Christus het ons 'n bepaalde verantwoordelikheid. So die gedagte hier is eerder 'n gedagte van wat is my verantwoordelikheid, eerder as ek het 'n vreeslike belangrike posisie. Dit gaan nie hier oor posisie nie. Dit gaan hier oor my verantwoordelikheid, my taak, my gerigtheid. Met hierdie begrip sien ons dat Paulus drie hoofskapverhoudings beskryf. Die Here Jesus is die hoof van elke man, die man is die hoof van die vrou, en God die Vader is die hoof van Christus. Ek moes daai met 'n hoofletter gemaak het. Dit beteken, die Vader bepaal vir Christus, hy het 'n bepaalde rol en verantwoordelikheid teenoor Christus, maar hy is nie meer as Christus nie. Hy is nie meer God as Christus nie. So het elkeen van ons daardie rol en verantwoordelikheid in terme van hierdie verhouding. Omdat Paulus die drie verhoudings verbind, is die beginsels van hoofskap dieselfde onder hulle. Die hoof van elke man is Christus, die hoof van elke vrou, wil ek dit kwalifiseer, is die man, ek wil eintlik sê is haar man, en die hoof van Christus is God. En daarom het vroue in die kerk twee opsies in hul verhouding teenoor hul hoof. Hulle volg die soort houding na wat mans teenoor Christus het, en toon opstandigheid wat oorwin moet word. In ander woorde, jy kry mense wat rebels is, wat dit nie wil aanvaar nie. Of vroue kan die soort houding naboots, wat Christus teenoor God die Vader getoon het, 'n liefdevolle onderdanigheid aan hom as 'n gelyke. Christus doen tog wat die Vader wil hê hy moet doen. Hy sê dit ook in sy hoë priesterlike gebed. Dit is 'n vrywillige, liefdevolle onderwerping, want hulle is gelykwaardig. Nou, jy het as 'n vrou in die kerk die opsie om te sê, ek weet, beide van my en my man se hoof is Christus, nou kan ek die pad van rebellie loop, of aan die ander kant van liefdevolle, geduldige onderdanigheid. Watter een kies jy? En as jy nou teoloë kry, wat hierdie gedeelte lees, asof Paulus 'n chauvinist is wat hier skryf, dan moedig hulle soms 'n ganse gemeente en geloofsgemeenskap aan, om eintlik die pad van revolusie te loop, om die pad van opstand te loop. Want hulle wil 'n probleem hê, en hulle wil die gedeelte lees van, dat Paulus is beïnvloed deur sy tyd, en ons lewe vandag in 'n ander tyd, en daarom kan ons die Bybel nie op hierdie punt meer so lees, en so verstaan nie. Die woord van die Here word nie oud nie. Die woord van die Here het steeds vir ons dieselfde waarde en betekenis as wat dit nog altyd gehad het. Die idee van hoofskap en gesag is vir God belangrik, want dit is deel van die struktuur en die orde wat hy in die samelewing wil hê. Sy groot plan vir die eeue is een groot ding wat God van die mens verwag, vrywillige onderdanigheid. Ek en jy kan nie 'n verhouding met God hê, as ek nie nederig kan wees teenoor hom nie, en as ek my nie kan onderwerp aan hom nie, en as ek hom nie gehoorsaam kan dien nie, dan kan ek nie 'n verhouding met God hê nie. So dit is so belangrik vir my, dis 'n basiese deel van my verhouding met God, dat God kom en hy sê, maar dis ook van toepassing in julle huwelike en in julle verhouding,
binne as man en vrou en ook binne die kerk. Dit vind neerslag in die ganse samelewing. As die samelewing op hierdie punt dit nie wil aanvaar nie, dan is hulle nie net in opstand met God nie, maar hulle breek die verhouding met God, en dan gaan daardie samelewing, soos samelewings vandag in die algemeen, baie gou diep in die moeilikheid wees. Jy gaan sit met opstandige kinders, want jy het opstandige vrouens, jy gaan sit met mans wat nie meer hulle verantwoordelikhede wil nakom nie, wat voel hulle word nie gerespekteer nie. Uiteindelik gaan jy sit met burgers in 'n land wat nie aan die owerheid gehoorsaam wil wees nie. Dis 'n eindelose bose kringloop. Jy kry 'n samelewing wat uiteindelik uitmekaar val. Dit is wat Jesus oor en oor in sy lewe gewys het, in sy verhouding met sy Vader, is een van vrywillige onderdanigheid en onderwerping en doen die wil van sy Vader. En onthou nou wat hierdie gedeelte begin in 1 Korintiërs hoofstuk 11, dit het begin, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. En dit is presies waarna God van beide mans en vrouens verwag, dat ons aan hom onderdanig is, binne die verskillende rolle wat ons moet vervul. Dit is noodsaaklik om te verstaan, dat om onder gesag te wees nie gelyk is aan minderwaardigheid nie. En ek vind dat wanneer mense oor hierdie goed praat op 'n vergadering, dan hoor hulle dat hierdie orde wat God bepaal in sy wysheid vir hoe dit moet werk in die huis, hoe dit moet werk in die kerk, wat moet deurwerk na die samelewing toe, dan luister hulle met die oor van revolusie en van onderdrukking, van bevrydingsteologie. Hulle lees nie meer die Bybel nie. Hulle hoor, die vrou is minder as die man. En ek weet nie, op 'n manier het hulle hier die beeld, wat ek wil sê van 'n man wat sy vrou onderdruk, en wat as het ware haar op haar knieë dwing om kombuisvloere op haar knieë skoon te maak, en wat sy voet op haar sit, asof sy die een of ander trofee is. Dis nie wat hier staan nie. Dit is nie wat gesê word nie. Wanneer jy gesag oor jou het, en jy gesag aanvaar, beteken dit nie jy is op 'n manier minderwaardig nie, of jy is nie iemand se gelyke nie. Dit is geensins hier ter sprake nie. Van die begin af staan man en vrou in die huwelik sy aan sy. Jesus was heeltemal onder die gesag van God die Vader, maar hy is eweveel God, net soveel soos die Vader. Wanneer God vroue in die kerk roep om die hoofskap van mans te erken, is dit nie omdat vroue ongelyk of minderwaardig is nie, maar omdat daar 'n God geordende orde van gesag daar gestel is, wat gerespekteer moet word. God kom dood eenvoudig en hy sê, doen dit so, dit is hoe ek het wil hê. Nou ek sê altyd, God hoef nie vir my verduidelikings te gee, vir hoekom goed moet werk soos wat hy dit wil hê nie. Dis hoe hy dit wil hê. My verantwoordelikheid is om dit te gehoorsaam en dit uit te voer. Ek dink baie mans, dit pas hulle eintlik, dat hulle vrouens oorvat en dat hulle vrouens die leiding wil neem. Want hulle het minder om te doen. Nou het hulle meer vrye tyd vir hulle self. Maar op die ou einde is daar die huishoudings uiteindelik in die moeilikheid. Want nou wil niemand meer, sê nou maar, ek gebruik 'n eenvoudige en dalk 'n simplistiese en 'n dom voorbeeld, nou wil niemand meer die asblik uitvat nie. Niemand wil uitgaan as daar 'n geluid buitekant is, wat moontlike inbreker kan wees nie. So, mans kan op hierdie manier hulle verantwoordelikheid omseil. En aan die ander kant moet vrouens besef dat wanneer hulle domineer en wil staan op hulle regte, want hulle glo op grond van hierdie geruis wat hulle hoor van hulle word onderdruk, dat hulle skep 'n situasie waar mans maklik ongehoorsaam kan wees.
vers 4 tot 6. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 4 tot 6. Elke man wat met 'n bedekking op sy kop bid of profeteer, doen sy hoof oneer aan. En elke vrou wat met 'n onbedekte kop bid of profeteer, doen haar hoof oneer aan. Want dit is presies dieselfde asof haar kop geskeer is. Want as 'n vrou nie haar kop bedek nie, moet sy ook maar haar hare kort afsny. As dit vir haar 'n skande is om haar hare kort te sny, of haar kop kaal te skeer, moet sy haar kop bedek. Nou ons almal onthou die tyd toe al die vrouens in die kerk 'n hoed gedra het. En natuurlik, hierdie was ook een van die belangrike gedeeltes in daardie tyd, wat 'n invloed gehad het. Vandag is dit baie minder, en van tyd tot tyd sal jy nog wel sien dat vroue 'n hoed dra, maar dit is nie meer so algemeen soos wat dit was nie. So, waaroor gaan dit hier? Daar is hier 'n bepaalde gesagsorde waaroor ons nou gepraat het. Die man, Christus is die hoof van die man is die hoof van die vrou, en die Vader is die hoof van Christus. Ons het dit nou al gehad. Dit is die beginsel. So, as gevolg van hierdie gesagsorde is dit onvanpas vir 'n man om onder 'n hoofbedekking te bid. En onvanpas vir vroue om sonder 'n hoofbedekking te bid. Nou, dit het natuurlik toe nou die hoed geword. Die idee van 'n hoofbedekking was belangrik in daardie antieke kulture. Om die hoofbedekking, of ek weet baie vertalings praat van 'n sluier, maar ek dink die sluier is nie die regte woord nie, te dra, was 'n openbare simbool van onder die gesag en die beskerming van 'n ander. Dit is die ander aspek van ek staan onder die gesag. Ek staan onder die gesag van Christus, maar ek staan ook onder die beskerming van Christus. Ek kan nie sê ek wil onder die gesag van Christus wees, of ek wil nie onder die gesag van Christus wees nie, maar nou wil ek aanspraak maak op sy beskerming. En dis baie keer wat die verwarring is, wanneer vroue nie die gesag van hulle man wil aanvaar nie, maar wanneer dit beskerming nodig is, dan wil hulle aanspraak maak op beskerming. Goed, dit was 'n gebruik, beide onder die Grieke en die Romeine, en onder die Jode, by die Jode was dit 'n uitdruklike wet, dat geen vrou sonder 'n sluier buitekant die huis moet beweeg nie. Dit was ook 'n algemene gebruik dat in daardie antieke wêreld was dit juist en ek praat nou hier van straatprostituie, ja, die prostituie op straat het jy juis erken omdat hulle nie 'n bedekking op hulle hoof gehad het nie, of nie 'n sluier gedra het nie. So hulle het gewys wie hulle is. Dit was 'n advertensie. In sommige kulture vandag is die dra van 'n hoed of 'n ander soort hoofbedekking 'n prentjie van nederigheid en van beskeidenheid. Op dieselfde manier het die hoofbedekking 'n belangrike kulturele betekenis vir die Korintiërs gehad. Die gebruik van die woord sluier, sê ek nou maar net, ek dink dit veroorsaak 'n assosiasie met die hedendaagse moslemkultuur, en waar jy juist die onderdrukking van die vrou kry. Nee, vroue word baie sleg behandel, en uiteindelik amper geen regte nie. Daar was 'n hele paar goeie artikels gewees, wat onlangs iets gesê het, en gewys het hoe vroue byvoorbeeld, ek dink ek kan nou nie die land in die Midde-Ooste onthou nie, waar hulle groot hoeveelheid vroue tereggestel is, wat aan 'n man se gesag verwerp het, of hulle mans vermoor het, en dan was dit dikwels die gevolg van gesinsgeweld, en sy het maar eintlik probeer om haar eie lewe te beskerm. So daai assosiasie maak 'n negatiewe assosiasie met die woord sluier. As 'n mens kyk na beelde wat ons van daai tyd het, was dit nie gesluierd nie, soos wat ons dalk 'n sluier vandag sal verstaan, vanuit die moslemwêreld van net haar oë het uitgesteek nie.
vir 'n man om dit te doen, sê hy deur sy dade, ek het nie gesag nie, ek aanvaar nie my verantwoordelikheid nie, ek is onder die gesag van 'n ander. God het vasgestel dat die hoof van die vrou 'n man is, en dit onteer die man se hoof, wat Christus is, as die man hom soos 'n vrou gedra, en nie sy verantwoordelikheid aanvaar nie, deur 'n hoofbedekking byvoorbeeld te dra. Vir 'n vrou om dit te doen, wie bid of profeteer met haar hoof onbedek, sy sê deur haar dade, ek is nie hier onder gesag nie. Ek sal besluit, ek is my eie mens. En omdat God vasgestel het dat die hoof van die vrou die man is, onteer sy eintlik haar man. Sy weier om 'n hoofbedekking te dra, sy wys dus openlik dat sy gesag verwerp. Omdat hierdie woorde van Paulus, onder hierdie woorde van Paulus is vroue vry om te bid of te profeteer, maar slegs wanneer hulle demonstreer dat hulle onder die gesag van die manlike leierskap van die kerk is. So 'n vrou kan bid, daar word nie gesê sy kan nie bid nie. Sy word nie daar uitgesluit nie. Dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. As 'n vrou weier om dit te demonstreer dat sy onder gesag is, kan sy net sowel haar hare afskeer, heeltemal afskeer of kort skeer. Nou in sommige antieke kulture was die skeer van 'n vrou se hoof die straf vir oorspel. Om 'n vrou se hoof te laat afskeer het verskillende dinge in verskillende kulture beteken. In die Joodse wet was dit 'n teken van oorspel. In die Griekse wêreld was dit moontlik die merk van 'n prostituut of 'n lesbiese vrou. Dit is dus, as dit skandelik is vir 'n vrou om geskeer te word, laat sy haar dan bedek. Onder die Korintiese Christene was daar waarskynlik sekere geestelike vroue wat gedink het dat hulle baie geestelik is, wat verklaar het dat hulle sedert Christus gekom het, nie met 'n haarstyl of 'n hoofbedekking hoef te demonstreer dat hulle onder enige iemand se gesag is nie. So hierdie vroue het op grond van hulle vryheid in Christus gesê, ek kan my hare kort dra. Ja, jy hoor my reg, dat 'n vrou se haarstyl word blykbaar hier deur Paulus beskou as haar hoofbedekking. En dit, as 'n vrou 'n vroulike haarstyl het, is dit dus nie noodwendig nodig vir die hoed nie, want haar hoofbedekking is ook haar hare. Anderste, hoekom sou Paulus dan ook hier die voorbeeld noem van die hare wat geskeer is? En natuurlik word hier dan sekerlik ook iets gesê van, het sy 'n vroulike haarstyl, want ons weet ook jy kry onvleiende en onvroulike haarstyle, nee, so as dit 'n vleiende vroulike haarstyl is, sekerlik, ek gaan nou nie probeer enige advies gee oor vroulike haarstyle nie, want ek weet eintlik maar niks daarvan nie. Solank as wat dit 'n vroulike haarstyl is, wat pas by haar, en dit is duidelik dat dit vroulik is, dan dink ek is dit korrek. As jy jou hoofbedekking gaan verlaat, gaan die hele pad, en skeer jou kop heeltemal kaal, en identifiseer dan met die wêreldse vroue, wat duidelik op 'n wêreldse manier leef, en wat God se gesag verwerp. Nie net die man se gesag verwerp nie, maar God se gesag verwerp, deur te lewe soos prostituie en deur aan hom ongehoorsaam te wees. Nou, vers 7 tot 10 gaan ek gou vir u lees. Daar sê Paulus, 'n man behoort nie sy kop te bedek nie, omdat hy die beeld en die sieraad van God is, terwyl die vrou die sieraad van die man. Hier word nie gesê dat die vrou is nie die sieraad van God nie. Hier word net uitdruklik gesê, die man is die sieraad van God.
En as jy die laaste deel van die vers lees, dan word daar per implikasie tog ook gesê dat die vrou wel ook die beeld van God is. Omdat daar word gesê, terwyl die vrou die sieraad van die man is, as A gelyk is aan B, en B is gelyk aan C, dan moet jy tog nou sê, dat A is ook gelyk aan C, is dit nie? En dis presies wat Paulus hier doen. Hy sê, 'n man behoort nie sy kop te bedek nie, omdat hy die beeld en die sieraad van God is, terwyl die vrou die sieraad van die man is. Dis net 'n ander manier waarop hy sê, hulle is in wese gelykwaardig, maar ja, God het 'n orde bepaal. En in daardie orde staan die man in die eerste posisie in daardie orde met sy spesifieke verantwoordelikhede. En dan verder, nogtans, want die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man, en die man is nie terwille van die vrou geskep nie, maar die vrou terwille van die man. En daarom moet die vrou terwille van die engele 'n teken van gesag op haar kop hê. Die rede wat die eerste keer genoem is in vers 3, is die hoof van die vrou is die man. So God het daar 'n orde vasgestel, Vader, Christus, man, vrou, en daardie orde hou ons by. En hy is steeds besig met daardie selfde orde. Die tweede rede word gevind in die volgorde in die skepping. God het Adam eerste geskep. Daar het God al in die Ou Testament die orde duidelik gewys, dat dit is God, Adam, Eva, en daardie orde handhaaf hy. Hy handhaaf dit ook in die Nuwe Testament en hy verander dit nie. Weereens daardie orde het niks te doen met meer belangrik of minder belangrik nie. Dit het te doen met die werkswyse van God wat hy wil volg. Hy gee bepaalde verantwoordelikheid aan elkeen in terme van daardie orde. Aangesien een rede vir manlike hoofskap die volgorde en die wyse is waarop God man en vrou geskep het, iets wat kom van voor die sondeval, dan beteken dit nie dat die orde is iets sondig nie. God het tog hier die orde bepaal. As dit is dat daar mans is wat hulle vrouens onderdruk en sleg behandel, omdat hulle dink dat mans is belangriker as vrouens, dan is dit iets sondigs in daardie mans. Maar die orde was nie, daarmee is nie 'n probleem nie, daarmee is nie 'n fout nie. Dit kom van voor die sondeval af, van voor Genesis 3 af. Dit is dood eenvoudig die ordelike beginsel wat God neergelê het en wat hy bepaal het. Goed, ek maak hier 'n opmerking oor Clark, wat sê, soos die mens onder die skepsele die verteenwoordiger is van die heerlikheid en die volmaaktheden van God, so is die vrees vir hom en die vrees vir hom in elke dier van die veld. Dus is die vrou in die huis en die familie die verteenwoordiger van die mag en die gesag van die man. Die vrou wat langs die man staan, verteenwoordig ook die man waar sy kom. Sy verteenwoordig haar man, waar sy ook al kom, veral ook in die huis, maar ook buite die huis. Maar die vrou is die heerlikheid van die man, geskep vir die eer van die man en vir sy hulp en bystand. En oorspronklik uit die mens gemaak, uit Adam gemaak, uit die man gemaak, sodat die man in haar ook kan roem, soos Adam en Eva gedoen het, toe hy gesê het, dit is nou been van my been, vlees van my vlees. Daarmee het Adam 'n belangrike ding gedoen, hy het haar gerespekteer. Want wie sal nou nie homself respekteer nie? Paulus in Efesiërs hoofstuk 5. Jy sal, die man het tog sy eie liggaam lief. Dit is wat Paulus vir ons leer in Efesiërs hoofstuk 5.
So, dit was juist weer die wysheid van God om ook die vrou uit die man te skep. Sy is uit hom, van hom en saam met hom en langs hom. Ek dink die gedagte is net hier, die werkswyse van God vestig wel 'n bepaalde orde en 'n orde van verantwoordelikheid en ook van gesag. En ons moet nie dit gaan probeer verander, omdat ons dink ons weet beter nie. En ons moet die Bybel op 'n ander manier lees nie. Die man is ook nie vir die vrou geskep nie, maar die vrou vir die man. Eenvoudig gestel, Adam is nie vir Eva geskep nie, maar Eva is vir Adam geskep. En hierdie beginsel geld vir elke man en vir elke vrou deur die geskiedenis. Genesis 2 vers 18 verklaar God se bedoeling om Eva te skep. Ek sal vir hom 'n helper maak wat met hom vergelyk kan word, wat by hom pas, wat langs hom kan staan. Dis wat daai woord wat met hom kan vergelyk, wat soos hy is. Dit bedoel nie, mans moet nie hulle vrouens help nie, en vrouens moet net altyd daar wees vir hulle mans, en net hulle mans help nie. Hier word gesê, op grond van die konteks van die gedeelte, jy moet dit baie mooi onthou, hoekom het God vir Eva gemaak? Want Eva het aangevul, sy het daar die leemte in Adam vervul, daarom het God vir Adam Eva gemaak, en daarom was sy die hulp wat by hom pas. En daarom weet ons, binne die konteks daar beteken dit nie, mans sit in die televisiekamer op hulle gemakstoele, en hulle vroue is daar om vir hulle aan te dra nie, en dan beroep hulle op daardie teks dat sy is sy helper nie. Sy is die een wat by hom pas, sy is die een wat met hom kan vergelyk, sy is die een wat hom aanvul. Eva is geskep om 'n helper vir Adam te wees, wat beteken dat Adam die hoof oor Eva was, en sy is geroep om sy visie en agenda te deel met hom, en om daarin te help. God gee nie vir haar weer dieselfde agenda's wat hy vir Adam gegee het nie. Dis baie duidelik, sy deel dit met hom. Sy is mede verantwoordelik saam met hom. En hy het haar na die man gebring, is natuurlik die teks uit Genesis 2 wat sê, God het hulle ook in die huwelik na mekaar toe gebring. Dit is wel so, dat hy het nie Adam na Eva toe gebring nie, maar hy het vir Eva na Adam toe gebring, na haar hoof toe. Weereens die gedagte van die bepaalde orde. Dit is 'n idee wat aanstootlik is vir die gees van ons tyd, ons weet dit. Hulle wil glad nie die Bybel meer so lees nie, hulle wil dit nie weet nie, maar die Bybel het in hierdie gedeelte ons duidelik geleer, dat die man nie tot voordeel van die vrou gemaak is nie, maar dat die vrou iets uiteindelik in die man aanvul en vervul, en tot voordeel van die man daar is. En dan moet 'n mens sê, maar hoe ek dit dan verstaan is, dan is die vrou baie, baie belangrik, dat God daar in daardie posisie geplaas het, om daar te wees tot voordeel van die man. Want ek hoop, en dit is nogal so, nee, dat al ons vroue is tot voordeel, of moet wees tot voordeel van hulle mans. Lyk vir my, ons mans doen dit baie moeiliker. En God het ons uiteindelik goed verstaan. En daarom het ons ook, na die sondeval, het ons, as jy 'n goeie vrou het, dan is die lewe vir jou op hierdie aarde, gebroke aarde, 'n baie makliker lewe, as gevolg van jou goeie vrou wat jy het. En dan die vers 10, daar moet die vrou terwille van die engele 'n teken van gesag op haar kop hê. 'n derde rede waarom God manlike hoofskap in die kerk gevestig het, is terwille van die engele. Wanneer Christene by mekaar kom, blykbaar is die engele ook daar. Natuurlik, ons weet, hulle is dienende geeste, Hebreërs 1 wat God uitstuur, moontlik om ons te beskerm, moontlik om diensbaar te wees, ook wanneer ons so by mekaar is, en skynbaar neem hulle ook aanstoot. Ek praat nou die goeie engele, wanneer daar afgewyk word van hierdie orde, en jy kan dit verstaan.
want hierdie engele het dit al aanskou in die engelewêreld, toe daar afgewyk is van die orde wat God gestel het, wat God bepaal het. En ek verwys spesifiek na die opstand van die Satan, toe hy in opstand gekom het teen die orde van God, die bepaling van God, die gesag van God, en daar die val in die engelewêreld plaasgevind het. En daarom neem die engele aanstoot, wanneer hulle sien, daar nie gehou word by hierdie orde wat God gestel het nie. Vader, seun, man, vrou. En dan kan 'n mens uiteindelik ook sekerlik sê, as jy die deel soos die huistafels en Kolossense in ag neem, ook kinders. Daar is 'n bepaalde orde waarby gehou moet word. Ek verwys maar hier net na John Stott, wat sê dat ons is eintlik maar besig met 'n groot toneelstuk, en hierdie engele is ook die aanskouers van hierdie toneelstuk wat God geskryf het en wat God uitvoer deur ons in hierdie wêreld. Hier is dus 'n ketting van gesag wat God aan mekaar ketting en een skakel in die ander skakel. En die oomblik as jy 'n probleem het met hierdie orde, breek jy hierdie skakels. Nou vandag word die verskille tussen mans en vrouens al meer en meer uitgewis. Mans trek soos vrouens aan, hulle het haarstyle soos vrouens en anderste om. Ons weet van die woke beweging, en gaan dit beter in die samelewing? Ek het hier ook verwys na, dit kom al van die 1960s af, dit gaan nie beter nie. Die samelewing is besig om te verval in totale wanorde, in anargie, en dit het alles begin, daar is die opmerking oor die 1960s, dit het alles begin met hierdie gedagte van dat die vrou word uiteindelik deur die man onderdruk, en die Bybel word gebruik om dit te doen. En die revolusie winde blaas ook uiteindelik, die winde van verandering blaas ook nou, of waai ook nou aan in die kerk van die Here. Daar is dieselfde dryfveer om uiteindelik die gesag, die orde van God te breek, die skakels van orde. Dit gaan dus nie net oor die afwerp van die gesag van die man nie, maar uiteindelik die breek van die orde wat God bepaal het. Nou ek het heel uit tyd uitgeloop, soos wat ek gevrees het. Ek dink ek sal dalk net volgende week weer terugkom na hierdie gedeelte toe, en die laaste gedeelte van hoofstuk 11 van hierdie perikoop hanteer vanaf vers 11, dalk net vinnig weer daarna verwys. Ek gaan, omdat die volgende Bybelstudie oor enkele minute begin, gaan ek vir ons die Bybelstudie afsluit met 'n gebed. U is baie welkom om vir my te skryf oor hierdie Bybelstudie. Ek dink ons sal nie tyd hê vir enige vrae of opmerkings vanaand nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U 'n God van orde is. Dat U 'n bepaalde orde vir ons gegee het. 'n Orde wat ons aanvaar en waar volgens ons ook wil leef. Ons sien die wanorde in die samelewing, ons beleef dit in die gebroke huise en in al die moeilikheid wat in ons samelewing is. Maar ons wil opnuut ons aan U onderwerp en aan U woord, en ons is werklik gewillig om gehoorsaam te wees. Ons bid dan vir hierdie gehoorsaamheid en vir nederigheid by ons almal, en ons vra dit in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, 'n mooi aand vir julle almal. Ek gaan ons Bybelstudie net eers hier eindig, en volgende week gaan ons aan. U is baie welkom. Baie dankie.